soul. Thank you, Jesus. Thank you for your anointing. Thank you for your presence. We give you all the praise. Holy Spirit, have your way in this place. Let your will be done in this place. Riki shaka tarabasi yakate. Riko shaka rababande rebebebe. Riko shaka sienda. Reka kaka kaka yaka shiato. Kiasta rabo roko. Shikate rebe. Thank you. Thank you. Thank you. Inmiddels in hierdie stille atmosfeer is. Ek wil u vra vanaand vriendelik in hierdie heilige atmosfeer. Die mense wat aan die kant is, ek wil vra dat julle die kant toe kom. Julle wat die kant is, ek wil vra julle met die kant toe kom. As jy in 'n posisie is wat jy nie kan skuif nie, dit is in die hak. Maar die wat die kant is, kom die kant toe. Die wat aan die kant is, kom die kant toe. Halleluja. Thank you, Jesus. Kan ons hy aanbiddingslied sing? Net so 2 keer. We welcome you, Holy Spirit. Dan wil ek vra, dat jy net na iemand toe stap, as jy die persoon 'n drukkie. En sê, is goed om jou te sien in die huis van die Here vandag. Halleluja. We welcome you, Holy Spirit. Stap na iemand toe vanavond. En sê, is goed om jou te sien in die huis van die Here. Halleluja, halleluja. Ek wil die vrou my nie synig as my jou drukkies vanavond nie. Hallelujah. We adore, hallelujah. We adore. Sê vir die persoon, is goed om jou te sien vanaand in die huis van die Here. Ek sien die mense wat nog stil staan. Pastor Abigail, ek sien jy beweeg hier nie eggenoot. Ek sien julle beweeg nie. Hallelujah. Miskien stel hy persoon jou geld, maar ga na hom toe. En sê, is goed om jou te sien, ek sal jou eendag betaal. Halleluja. Wees vry vanaand in die huis van die Vader. Kom apostel, beweeg onder die volk. Halleluja. Vanavond is de eind van revival. Het is de eind van herleven vanavond. Halleluja. Schud your los, schud your los. As we welcome His Holy Spirit. Halleluja. Maak u los vanavond. Holy Spirit, Holy Spirit. Our hearts are open to receive.
vanavond een revival service. Halleluja. Vanavond is ons een revival service. Halleluja, ek weet nie van u nie, maar ek het nie so ver gerei vir niks nie. And I know we are at a revival service tonight. Vandaag is ons by nummer 7. And the meaning of 7 means perfection, completion, hallelujah. So op hierdie Saterdag aan wil ek hê jy moet lekker wees. Kyk die persoon langs aan jou. Juffrou, kyk die persoon langs aan u. Vra die persoon is jy om mee te bind. Vra. Is jy om mee te bind? En as hy sê, ja, sê vir hom, los my want ek wil die Here dien. Sê vir hom, los my want ek wil die Here dien. Dit is iets van die Here, maar jy moet lekker wees. Ek kan nie jouself kom bind. Ek kon nog gebraai het en lekker goed te gedoen. Maar jy is hier so. Wees lekker man, wees los. Halleluja. As ons vandaag lekker saam bid. Voor ons sit wil ek vra dat ons net saam bid. Die atmosphere is lekker, hallelujah. It's a nice atmosphere in this place. That's what the Bible says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. You see, as you gebind is in a dienst en het is styf, it means there's a foreign spirit. But I'm here to proclaim the Spirit of Yahweh is in this place. As daar miskien enige foreign spirit die is, wil ek jou klaar advice gelijk, laat begin vlug. Jy moet klaar begin vlug. If there's any foreign spirit, I want to advise you to leave, because wanneer die gees homself kom, ek sê vir jy gaan nie weer siek hier uitgaan vandag. Ek sê vir jou vandag, jy gaan met 'n getuie gaan jy loop en sê, nie Amir nie, maar die gees van die Here het iets kom doen in my lewe. Ek was geblacklist en ons het gesê jy kan nie werk kry nie, want jy is geblacklist op jou naam. But where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Chains are breaking in your life. Ek sê vir jy, ek voel het in my gees. En ek wil hê jy moet dit hoor. En jy moet dit ontvang en sê, ek aanvaar dit. Goedness moet change. Because we are day 7, the number of completion. Ek vier laat jy dieselfde hier moet instap. Ek vier. Ek kan nie so lang op die pad ry, net laat jy met dieselfde instap. En weer, ek vier. Jy sal nie. Terwyl my bloed kook en ek voel warm. Ons is verlede jaar is ons by Pastor Eksteen. En Evangelist Kevin kom bedien daar so. En na die tyd dat hy bedien het, kom hy na my toe, sê vir my, man van God, bid net saam met my. Maar ek sê vir hom, jy is mos in die ministry. Ek moet vir jou vroue bid. Want jy gaan mos nog evangelisties in. So as die tekst kom het nie net vir jou nie. Maar het kom, maar wat sy kom, kry ek 'n pyn. En ek vraag, wat kry jy pyn na hier? En sy sê, ja. En ek begin te bid vir haar. En hy sê, man van God, terwyl jy bid somme van, ons kan nie swanger word. En ek bid daar so. Toe ek daar gebid het, toe sê ek vir, gaan koop leiers. Die baba is op pad. Paar maande na die tyd, toe sy swanger. That's what I'm telling you, the Spirit of the Lord is, man. Die mense van Nigel, julle is reg. Kom ons bid saam vanaand. Gees van die Here, dankie vir die teenwoordigheid. Ons voel dit tot in ons murg. En ons sê vir dankie dat u woord al reeds geseënd is. Laat niemand dieselfde hier uitstap nie. Laat hy haar sy met hulle miracle vanaand hier uitstap. Because surely where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Be glorified, be exalted in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kom ons neem ons sitplekke. Sien nou dat met die mense 'n bietjie changes maak. En as jy vir te lank in die kerk is, jy moet 'n sitplek. Die is my stoel, niemand sit hier nie. As iemand daar sit, dan sit kwaad. Die mense gaan so by die stoel. Ja. Sy gaan kom en hy sit op my plek en loop ek. Daarom gevra as my net 'n change maak. Net om 'n bietjie van die tradisies. Bietjie te breek, jy bietjie op 'n ongemaklike plek sit. En jy sien wanneer jy ongemaklik is,
dan is daar groei. Dis hoe die arm sterker word, want die gewig is nou. Hy's nou te swaar, but there is growth. Don't forget there is growth. En vandaag wil ek in die lieflike atmosfeer, wil ek die engel van die huis groet. Dis Pastor Amin. Dis Juffrou Amin. Julle is begroet in die heilige naam. En wil ek kyk, ek sien hier is die manne van die Here wat so mooi bedien het. Hierdie week. Apostels, evangeliste. Halleluja. Julle is begroet. En wil ek vra as hy enigiemand, Pastor Abigail, een man, julle is begroet. Dis baie lieflike mense, juffrou. Toe ek op skool was, het ons altyd in Alrapa kom keer. Dan slaap ons daar by hulle. Drank ons hy seker flat. Halleluja, dan lê ons daar sommer vir 3 weke. Lê ons daar by om Freddy se huis. En as 'n buff en as 'n chips en as lekker. Halleluja. Ja, maar ek groet hulle, is goed om hulle te sien. Halleluja. En dan as u vanaand hier is, van die roeping, van apostel af tot op sondagskoolkind, is begroet. Wil jy met offended raak? Wat denk jy van hom? Hy het eens van my gegroet. Yes, is begroet in die wonderlijke naam van die Here. Halleluja. Ek sê altyd dat jy iets van die Here, jy kan nie tens is nie. Ek vir jou, kom ek sê vir julle, ek kom van die Anglican kerk af. Ek is in die Anglican kerk gebore. So om tens en suur en bitter te sit is natuurlijk vir my. Because jy kom kerk toe jy kom sit. Gaan die program en jy gaan huis. Maar toe ek in 94 kom proe van hierdie gospel, ek het net kom besoek. My broer het by die Christen gemeente gedien. En ek sê, ek kom net saam met my kerk toe. En die eerste dag wat ek in die kerk kom in 94, nog al in January, toe sê ek net, bly saam my hier. Want ek het geproef, het gesien, iets gebeur nie man. Ons klap hande, leidjes in die disco in, en daar word geprys, en daar word gejolly, en die mense in die kerk lyk happy. Toe sê ek, daarom sê die, kan nie iets van die Here kom, dan kom sit jy so in. Die wat lekker is, jy moet een smile het man. Die Bijbel sê in Nehemiah 8 vers 10, the joy of the Lord is mine. You can't have joy dan bly jy bitter. Jy bly kwaad. Kwaad stap hier in, kwaad stap hier uit. Jy soek iemand die som jou te kom entertain, like kan lekker voel, en dan kom jy weer môre diens toe, en die kerk word maar vir jou soos draks. Jy kom diens toe om hy te kom vorm. As jy hier kom, jy sê, kom maak my gauw hy. En dan maak ons jou gauw warm, en stap hier uit. Maar as jy by die huis kom, as jy weer plak, morgen kom jy weer van nog aan spuiting. Dis die draks die. This is not drugs. We don't come here for a high. Ons kom hier so, om met mekaar te kom fellowship, om lekker te wees, met mekaar. Smile, dance, worship, praise, doen wat jy wil doen. Ek sien Margo is ook hier so. O vriend van my. Wees begroet Margo. Een van die beste dramas in Zuid-Afrika. Halleluja. Baie o vriend van my. Die beloved vanavond wil ek saam met die lees. En ek wil nie lang wees nie. In die boek van Mattheus 6. En hierdie boodskap wil ek vanavond titel Lord Colonize Me. Die titel is kolonisasie. En dit sê Here, koloniseer my. Mattheus 6 vers 10. Ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, laat u koninkryk kom. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. Die Here seën. Die vertaling wat ons ken, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou die ding wat ek wil op klem lê vanaand is, die koninkryk. Laat die koninkryk geskied op hierdie aarde. Ek wil begin met u te praat oor
colonization. Colonization is iets wat gedoen word deur 'n sterk government of 'n sterk koninkryk. Nou die woord koninkryk, jy kan mos hoor wat sê koninkryk. Die koning se bereik. Kingdom, the king's domain. So as iemand vir jou sê my koninkryk is die hele Israel, beteken dit alles jy by Israel mall, alles jy in Kempton Park is nog steeds in die king domain. Nou wat Christus vir ons hierso sê, because the kingdom of God is in heaven, pray that that kingdom can be extended here on planet Earth. Met ander woorde, dat ons kan hemel op aarde hê. Dit is wat Christus sê. Dit should be. Christ is saying when you pray, vra laat julle hemel op aarde hê. Nou die definisie van colonization is, soos ek weer eens gesê het, dit is so iemand se land wat ons baie goed ken, of om iemand se plek oor te vat. En wanneer hy persoon se plek oorvat, impose jy jou wette, jou geld, jou alles op die mense. En jy kom met dominion, jy kom met power op die mense. Yes, om hulle te rule. Nou wil ek gaan om vir u te sê as Suid-Afrikaners, ons is victims van hierdie storie van colonization. In 1652 het Jan van Riebeeck hier aangekom, en het mense hier kom kry, onze voorvaders, het hy hier kom kry, wat in die Kapen aankom. En hy kom kry hierdie mense, het 'n sekere tipe kledingstukke het hulle aan, namelijk die Khoisan mense. Voor ek verder gaan. Sy iemand is dat miskien afskryf of memorize, gaan praat oor 4 punte in die colonization. Die eerste punt is language, taalgebruik. Die tweede punt is kleredrag. Die derde punt is works, werke. En die vierde punt is independence. So Jan van Riebeeck kom hierso, hy kom kry hierdie volk, onze voorvaders op hierdie land. Van julle wonder, gaan nie political, ek gaan nie political nie. Ek gee net die agtergrond. Hy kom kry hierdie mense, namelijk die Khoisan. Nou toe Jan van Riebeeck in Suid-Afrika kom, in 1652, het hy Dutch gepraat. En hy kom by hierdie Khoi mense, wat taal praat. En hy probeer hulle leer, want hulle kom in 'n molofisie, met 'n backwash gedachte, dat jy, dis 'n mooi land. Kyk hoe lyk die beach, kyk hoe lyk die Table Mountain. So die plek kan ons colonize vir onsself. Maar ons moet 'n way kry om die mense te vang. En hulle kom koloniseer ons voorouers. Met die colonization, praat hulle met ons mense Dutch. Jy sal hoor Afrikaans, se origins, is van Duits af. Hoe Afrikaans gebestaan het is, omdat onze voorouers nie Duits kon recht praat, hulle het om bar gepraat. Ja, gaan doen jou studies. Hulle kon nie suiwer Duits praat nie. Uit die valse bar Duits, toe word Afrikaans gebore. So die eerste ding wat 'n kolonizer moet doen, as hy na jou toe kom is, hy moet jou sy taal moet hy leer, sodat hy met jou kan communikeer. Luister hier, ek soek jou skaap. Luister hier, ek soek jou dogter. Luister hier, ek soek jou bees. En eventually weet julle, ons studeer die hele storie met die Dutch. En toe ons nou dink ons is klaar, toe kom die British in 1806. Nou die Britische ding is, die hulle is nie net 'n gewone government nie, maar hulle is 'n kingdom. Queen Elizabeth en haar kingdom. En hulle kom impose hulle kingdom hier op Suid-Afrika. Nou het ons nou geleer Afrikaans praat. Nou moet ons nou skuif en ons moet nou Engels leer. Ons sê vir man, moenie worry oor Engels nie, man, Engels is maklik. Wat is die? Julle sê mos is water, né? In English it's water, but look at the spelling, it's the same. Water en water is presies dieselfde storie. En hulle begin ons eventually begin hulle ons Engels te leer.
Nou die eerste ding wat ek wil oor praat vanaand is language. Die eerste ding wat 'n koloniser moet doen as hy by jou plek kom, is hy moet sy taal leer. Nou wanneer jy as kind van God op daai punt kom en jy is reg om te sê Here koloniseer my. Die eerste ding wat jy van God vra is Here leer my die hemelse taal. Want jy sien die hemel het ook sy eie taal. Jy as kind van God wanneer jy tot inkeer kom, is daar 'n sekere manier hoe jy moet praat. Jy sê toe jy in die wêreld in was, het jy 'n sekere manier hoe jy gepraat. Jy het sekere woorde het jy gebruik wanneer jy jou tempo verloor. Maar Jesus sê in Markus 16, hy sê hulle wat glo en hulle laat doop, hulle sal in ander tale praat, hulle sal duiwels uitdryf in my naam, maar hy maak reference waar hy sê in ander tale sal hulle praat. Nou vra ek het myself vir jare gevra, wat is hierdie taal wat die Here van praat in Markus 16? Die apostel Paulus kom maak die ding vir ons oop. Hy sê vir ons, wanneer die Heilige Gees jou doop, dan ontvang jy 'n hemelse taal. Hy sê maar die taal, jy praat nie met mense nie. Jy praat ook nie met wie om jou is nie, maar jy praat met God. Hy sê en hierdie taal is 'n hemelse taal. Hy gaan so ver om te sê wanneer jy in tale bid, is jy besig om jouself op te bou. Jy sê baie keer gaan jy deur moeilike tye en stryde en probleme in lewe en jy voel daar's niemand om my te lig nie. Jy voel daar's niemand wat aan my deur kom klop. Ek het nou hier geminister die hele week en ek voel uitgehoor. But I'm telling you, when you start praying in tongues en jy begin jou hemelse taal te praat, dan is daar chains wat besig is om te breek. Vir mense om jy lyk jy mal, as jy gaan karababo shatarababa, jy begin ongelukke af te sny, jy begin goedes te roep wat nie bestaan nie. Because when you speak in tongues, it's not between you and man, but it's between you and God. Jy sê die hemelse taal is 'n ander taal, is nie onze taal hier nie. Hy sê, jou woorde moet met sout besprinkel wees. Jy sê baie van ons is gered, maar ons praat nog steeds soos ons wil. Ons vloek nog steeds wanneer ons kwaad word. Jy vergeet jy is gered wanneer jy jou tempo verloor. Maar as jy moet sê, hy sê die hemelse taal nie. Die hemelse taal sê ek vergewe. Hy sê in Spreuke 12, daar is mense wat goeie sal sê wat seer maak. Hy sê maar die wyse se woorde, die bring genesing. So when you are colonized by God, jy is op die aarde, maar jy praat ook nie soos die mense op die aarde nie. Jy sê baie van ons wanneer ons bid, ons gebede word nie eens verhoor nie. Because die Here sê julle bid en julle ontvang nie, want julle bid nie reg nie. But there's a heavenly way to pray, to call things down. There's a heavenly way waar jy reg bid en God te begin te shake. Hoe is dit dat ek kan bid, maar omstandighede verander nie? Die antwoord is in die Bybel. Jy bid nie reg nie. Daarom moet jy kom en sê, Here, dit wat ek geleer het, remove dit. Help my om 'n hemelse taal te praat. Help my wanneer ek my knieë buig, dan is daar results. Want it's funny jy bly bid hier toe kom, but there's no results. Hey, pray, but you know why? You are not colonized. Ek sê, ek wil nie gekoloniseer, ek wil die Here dien, maar op my manier. Wanneer ek kwaad word, iemand het net toe gesê, dat is mense wanneer daar 'n stryd is. Die eerste woord is, kom ons skyn maar. Yes, die wil op dien op jou manier, that's why things don't happen. Daarom bly jou lewe dieselfde, van jy vas en jy bid, because you are not fully colonized. You see, you need to get to a point where you are colonized and you can communicate with God. Van ons bid, praat ons met onsself. Jy bid, maar jy praat niet met jouself. Jy lean op jou eie kragte. Jy dink omdat jy hard gebid het. Jy dink omdat jy gehuil het. Jy dink omdat jy geskree het. Jy dink omdat jy gespin het. En jy gaan in depression. En jy sê die kerk ding werk nie vir my nie. Because my gebede slaan teen die ceiling vas. But Jesus sê, die wat glo en hom laat doop. In alle tale. Wat is die ander tale? Dit is 'n hemelse taal. Van jy tot autoriteit, as jy vir Satan sê rooi is rooi, dan is rooi rooi. As jy vir Satan sê geel is geel, ek het nuus vir u vanaand.
Satan vanaand is nie langs aan jou nie. Hy is ook nie voor jou nie, maar hy is onder jou voete. But the thing is, do you have the right language? Het jy die regte manier om goed as neer te kan roep? Het jy die regte language wat Paul says, speak those things that are not as if they were. Die apostel sê ons het geglo, daarom het ons gespreek man. Wanneer jy kan spreek met HIV en sê ek verklaar jou gesond. Iemand wat gekoloniseerd is, bid nie vir siek mense nie. Hy bid nie vir siek mense nie, want die skrif sê jy sal net hande oplê. Die kerk is ver agter. Ons bid vir so siek mens vir 10, 15 minute. Maar Markus 16 sê hulle sal die siekes die wat is hande oplê. Ek sit my hand op jou. So if those things are not happening, you are not fully colonized. Jy het nog steeds jou eie wil. Jy het nog steeds jou eie maniere. Ek sal my taal praat. Ek sal bid wanneer ek wil. Kom ek sê vir jou, toe ek geleer het om te bid, het ek so gebid. Ek sal nie change nie. Ek sê in Lukas 16. Jy het toch niks ontvang. You're not praying the heavenly way. Hy sê, hy wat in 'n taal bid, my moeder. Hy praat nie met sy suster nie. Hy praat ook nie met sy broer nie. Maar hy praat directly met God. En die skrif sê, he speaks mysteries to God. Things that are unknown. Tot jou eie gedagte weet nie wat jy sê nie. Maar op die oomblik sny jy ongeluk af. Wat plaasvind in Jamestown. Wanneer jy in tale bid, is daar iemand wat op operasietafel lê en jy sny af. Jy begin al te bid vir jou kinders wat nog moet gebore word. Because you are speaking to God. Die Here bly nie in tyd nie, maar hy bly in die ewigheid. So iemand wat in tale bid, dan vra jou kinders eendag, why am I so blessed? Hoekom loop ek in die grace? Hoekom loop ek in die favor? Because the mother spoke to God. Raka shata rababo seta. Kimayaka rababo shata. The Bible says that's the heavenly language. En hy maak die rou op mense. Ons bid vir 'n vrou wat in 'n koma lê. En hulle wil nie hê ons moet van gaan bid nie. Hulle sê die familie die vorige dag het hulle tot ziens gaan sê. Maar sê vir die dogter, as ons nie ons het gekom te kom bid. Ons sê vir die dogter, jy nou olie, nie as ek sê, bring visolie. Sit visolie op haar hande. Maar ek en my evangelist collega, ons is so overwhelmed. En die vrou is hysterically. Hulle het gister gaan tot ziens sê. Die mense is 12 apostolies. Hulle wou al reeds nie kom hier dat ons moet bid nie. Hulle het ons al reeds gereject. Maar ons sê nee man, ons raai iets. Nee, ek maak soos jy lyk, maar ek is nie soos jy nie. Ek maak soos jy aantrek, maar ek is nie soos jy nie. I am being colonized. When I open my mouth, it is a heavenly language. Verstaan jy wat se krag het? Verstaan jy wat se krag het? Soos jy hier sit, as jy 'n trek verstaan. The Bible says one of you chases 1,000. Demon spirit. Ons kom by die huis. Ons vat visolie. Maar ons is so overwhelmed. Because jou vlees open. En jy dink, joh, die mense gaan nou sê, die kerkbroers het kom bid, maar my ma's dood. En ek en die evangelist trek weg in tale. As ek sê maar in Romeine 8 vers 26 sê, wanneer jy nie weet wat om te sê nie. Romans 8:26, wanneer jy nie weet wat om te sê nie, dan bid die Heilige Gees deur jou. You see, sometimes create overwhelming situations. Waar hier is chaos, en jy nie voel jy emotional. Jy gaan net heen, maar when you say, riba bababo, shayasta ramamamo sikata, kemparakakaka, if Satan feels to be caused between you, it's between you and your creator. En ons begin te bid, ons is overwhelmed when we go ramamo shatara, en ons seker vir 15 minute bly ons aan die tale. Ons kom nie uit nie. Klaas, ons sê net, Here, dankie vir die moeder wat gesond is, tot alle gebed. Dankie vir die moeder wat gesond is. As ons 'n oog opmaak, die meisiekind, hy 12 apostoliese mense. Wat gaan dan? Nee, ek het gister gaan bysê vir my ma.
En ek sê, luister. As jy vanaand gaan visit, die ander wat nie visolie, nie olive oil nie, visolie. Because hierdie tong, wat gekoloniseerd is, het gesê, healing on this oil. Sê as jy vanaand by die, as jy daar by die ICU kom, lê jou hand op jou maag. Ek en my vriend is weg. Weer hoor niks nie. Nou iets sê vir my, kyk op jou Facebook, as daar nog geen rest in peace. Dit is wat ons die vlees. Maar die rest in peace wil nie kom nie. Ek sê, dankie. They say no news is good news. Eventually gaan ons die derde week, gaan ek en my vriend. Ons kom by die hek, ons klop. Ek weer by die deur, ons klop. Die persoon wat die deur oopmaak, is die moeder wat in huis sien. Moet nie vir my sê dat werk nie. Daarom sal jy sien reg rondom die wêreld, daar is 'n attack op tale. Daar seker mega churches as jy in die kerk kan kom, dan staan daar geskryf no speaking in tongues. Toe COVID aangebreek het, een van die reëls wat hulle gegee het, tongues are not allowed. Jy hoef nie te glo nie. Jy sit met 'n phone, jy kan Google. Hulle het gesê jy mag nie tale praat in COVID nie. Because there's something when you speak in the heavenly language. Jy move goede. Baie keer wie gaan vir 'n interview en jy sit nervous daar by die panel. Bereid dat jy daar sit. Jy hoef nie te bid en te sê, Here, jou gees maak intercession for you. Jy sit net en jy sê, Shanda Rababo, Sheka Rababa, Sikata. Jou kind wat op draad is, jy gaan na sy bed toe, jy sit jou hand op sy kussen, en jy sê, Rababo, Shekata, Rico, Shanda Rababa, en jy sê, Here, dankie, jy beweeg. That's when you are fully colonized. Dan begin jy hemelse taal te spreek. En dit wat jy roep, moet kom. Ek wil nie of jy te sê, dit moet kom. But you have to be colonized. Daar is 'n sekere taal wat jy moet praat. Die geestelike taal is die tale en op aarde. As dit die hemelse taal van liefde, vergifnis. Ek praat nie weer soos ek gepraat het. Ja, jy kan nie praat soos gepraat in die wêreld. Jy kan nie. Jy kan nie jou tempo so verloor nie. Jy kan nie jou Father, forgive them. For they don't know what they do. It's a heavenly language. Die tweede ding wat ek nou oor gaan, is klere drag. Die British het vir ons gesê, julle kan nie so met velle rondloop nie. Is die British. Hulle het 'n probleem gehad dat ons velle gedra het en kaalvoet geloop het. Sê julle kan nie met velle loop nie. Sê hulle, ons gaan julle leer om aan te trek. Nou wil ek vir julle sê reg rondom die wêreld. Jy kan wat se mooi koerte aan het. As jy daar in Germany instap of jy stap daar in Russia, hulle gou nie eens 2 keer nie. Because dis hoe die mens gememorize is. As jy nie 'n soet aan het nie, as jy nie gedres nie. Hier kom in Engeland dit. King Charles hulle en al die manne in Engeland dit. Hulle klere dra. Wanneer hulle elke dag opstaan in meetings of whatever, dit is 'n 3-piece suit met mooi skoene. Ja, iemand reglyk. En ek sê vir vandag, jy kan enige plek instap in 'n suit. Die mense het agting. Wie ek doen die ding altyd as ek hierdie diens kom. Dan gaan ek sommer net so met my suit daar by pick-up. Die tellers is so versigtig met my. Ja, meneer. As ek met 'n jeans en 'n t-shirt daar kom, plastiek. Hulle groot jou nie eens, dis eens môre, steeds 90. Die kom jou China aan en kyk net so sê plastiek. Maar as jy daar kom en jy skryf 'n kleur met jou suit en jy staan daar, middag meneer, gaan dit goed? Kom meneer van die kerk af. Hoe moet julle sê, jy moet vir my ook bid daarvoor? Want die koloniseerder het ons geleer, as jy suit aantrek, dan as jy mooi, dan lê jy reg. Die polisie kan ook by 'n plek kom en ry hulle 'n plek. As jy daar kom by jou soet en jy vra, wat gaan hier aan?
Dan vraag die politie, meneer, kan ons verduidelijk. That's how powerful kleredrag is. Kom en sê vir julle nog 'n ding. Voordat julle vir my geluister en praat vanaand, het julle my van kop tot toon gekyk. Ek wou nie jy nou sê nie. Maar toe jy my vat jy my gekyk van kop tot toon. En jy klaar besluit gaan jy luister of jy weet nie luister. As hy reg aangetrek. The power van bekleding. En die British kom leer ons. Hulle sê vir die vrouens, jy by CrossFit skoene moet jy dra. Net hy met 'n hiel op het, hy moet nie te plat is. Wat as hy te plat is? Hy speel met die manne se mind, die manne, hulle raak vreeslik. Maar as jy so lyk, baie pragtig. Daar's niks wat wys nie. Hoe jy nou verstaan, mense wat al die jare velletjies gedra het. Hulle moet nou begin harre kam. Kom ons hier die Here so prys in die plek, halleluja. As lekker die teenwoordigheid by die Here. As baie lekker. For the joy of the Lord is our strength. En die mense word toch geleer. Kom uit die velletjies uit. En begin hierdie kledingstuk aan te trek. En ek sê vir jy oral waar jy 'n appearance maak met hy klere drag, dit demand respek. Net met jou klere drag in 'n interview, het jy al klaar 50% van die interview geslag. Net met jou klere drag. Net met die. Kom, we gaan verder. Wat sê God in Samuel? In die boek van 1 Samuel. God sê dit. Luister wat sê God. God sê vir Samuel, die mens kyk na die uiterlijk. So die persoon wat die mens gemaak het, ken die mens. En hy sê vir Samuel, die mens kyk na die uiterlijk. So jy kan maar maak wat jy wil en sê, dit gaan nie oor wat ek aan het nie. Dit gaan nie oor hoe ek, jy kan maar maak. God sê die mens kyk die uiterlijke. Jy kan praat en sê, ek is geestelik. Kyk wat is binnenkant in my. Maar die mens kyk die uiterlijke. Verstaan my mooi vanaf ek preek die klere drag. Ek is by colonization. Ek is nie om vir enige mens te sê hoe om aan te trek. Ek is by colonization. Nou leer hulle ons hoe word jy bekleed. Wat lyk reg? Yes. Hy gee eintlik die secret om te sê klere drag kan vir jou deure oopmaak. Hulle sê mos as jy gaan vir 'n business meeting, as jy besigheid bedoel, moet jy of 'n grys soet aan het of 'n blou soet. Nie 'n swart soet nie. Of 'n grys soet of 'n blou soet. En as jy regtig maar wil hê die deal met deur gaan, dan trek jy bruin skoene aan. As jy 'n das op sit, sit jy 'n power tie op. Rooi, pers, hy powers myne wat so blink ek staan. Of jy los jou knope los. Hulle sê hy gaan determine. Jy kan die steeds gaan doen. Baie mense wen deal so. Net wat klere drag. Nou kom ek terug na die woord toe. As jy gekoloniseer is daar 'n sekere klere drag wat jy moet dra as 'n kind van God. Hy sê in Efesiërs 6, trek die volle wapenrusting aan. En die kinders van God wat weier om die volle wapenrusting van God aan te trek. Hy sê, hoekom jy hom aantrek? Sodat jy kan staan. Die purpose van dat jy moet aantrek is sodat jy kan staan. Die volle wapenrusting van God het niks te doen met de soet nie. Dit het niks te doen met de Levi'tjie nie. Maar het het iets te doen met wat ek aan het. Zodat wanneer storms komen, dan kan ek staan. Wanneer problemen komen, dan kan ek staan. Wij zien hem dat ons niet aangetrek is nie. Los mensen die kerk makkelijker. Enige storm van jou om. Because jy kan nie staan nie. Sister, hoekom sit jy by die huise? Hulle het geskinder van my. Waar is die keyboardspeler?
Leel het vir hom gesê, hy mag nie drink as hy wil keyboard speel nie. Hy het die kerk gelos. Nou verduidelik hy vir ons. Wat by binne staan, hy sê, om te blok. Hy sê, to block the fiery darts of Satan. Vat jy die skild van geloof. So wanneer omstandighede kom, blok jy met geloof. Jy sal nooit 'n looie word nie. My geloof sê, I will. Jy gaan opeindig soos jou ouma. Jou ma het gesterwe van kanker. Jou pa is 'n hoëbloedleier. Julle familie is hoëbloedleiers. Julle lewe net tot op 60. Maar wat sê jou geloof? Jy vat die skild van geloof. En jy sê, my geloof sê, Psalm 91, with long life shall God satisfy me. Met wat blok ons? Die dokter sê vir jou, was daar borstkanker in julle familie. Jy is prone om dit te kry. Maar hy sê, take the shield of faith. What does your faith say against the situation? Die purpose van die shield, dit is jy blok met jou geloof. Dit maak nie saak hoe dit lyk nie, maar met jou geloof blok jy. Met jou geloof sê, Satan staan hy kant toe. Ek weet hy's nou 'n draakie. Ek weet hy's nou 'n dronklapper. Ek weet die man van hy kom nie reg nie. Ek weet sy kry nie werk nie. Ek weet goed sal nie reg kom nie. Maar Satan staan so en toe. Because my faith. Wat sê jou geloof? Wat sê jou geloof vanaand? Die titel van hierdie crusade, soos wat jy geglo het, sal dit vir jou wees. What does your faith say in your circumstance? Jy is miskien nie waar jy wil wees nie, maar wat sê jou geloof vanaand? Ek is nie waar ek wil wees nie, maar Satan staan so en toe. Ek het nog nie my eie huis nie, maar Satan staan so en toe. Ek het nog nie 'n kind nie, maar Satan staan so en toe. You block the fiery darts of Satan with your faith. Dis hoe jy die duiwel weerstaan. Met jou geloof. Ja, ek weet het. Ek weet ek staan hier kans. Ek is nie wit genoeg nie. Ek is nie swart genoeg nie. Maar my geloof sê vir my, die guns van die Here rus op jou. My geloof sê sonder matriek of nie, ek sal hy manager word. Dis wat my geloof sê. My geloof sê, die dokter sê ek en my vrou kan nie nou kinders kry nie. Maar my geloof sê, laat ons net saam met my broer iets gaan gebeur. En soos hy glo, so sal dit wees. Kom ons gee die Here 'n prys. As you believe tonight, wat sê jou geloof vanaand? I know in valley, deep down in the valley, your faith say, that's all right. Maar my geloof sê nogtans. Sê vanaand nogtans. Sê net nogtans. Ek is nie waar het moet wees. Sê net maar nogtans. Nogtans. Sê dat Satan kan hoor. Nogtans. En siekte. En pyn. Hierdie dood. Wanneer jy brood is. Wanneer jy arm is. Wanneer jy swak is. Nogtans sal jy staan vanaand. With your faith, you block the virus. En wat ek like, hy sê, die swart, namelijk die sword, is die woord van God. So jy blok met jou geloof en sê, dit sal nie gebeur nie. En as jy stryk, dan komt hier die skrif. Mattheus 4, Jesus op die berg. Jy is honger, kyk jou leegie. Van die klippietjies en maak brood van het. Met wat het hy gestryk? Met die woord. Die mens sal nie net lewe van brood nie, maar van elke woord. So wanneer jy vir Satan stryk, jy stryk nie vir Satan in die naam van Bushiri nie, jy stryk hom in die naam van Bejawani, jy stryk hom in die naam, but jy stryk hom with the word of God. Dis hoe jy circumstance stryk. Jy gee woord. Ja, maar hoe denk je, hoe ga je meer? Ik stond alles in staat. Dit is how you fight. You give word. You block. Dat is my faith. En je strijk. Met die woord.
Is so lekker, dat lyk 'n mens kan bly. Maar ek moet aanbeweeg. Die derde punt is werke. Toe die koloniseerders hier kom, het hulle ons geleer om goedes te maak. Hulle het ons geleer om carpentry te doen. Hulle het ons geleer om huise te bou met stene. Hulle het ons geleer om electricians te wees. Hulle het ons geleer om te bestuur. En hulle het hulle koninkrykse laws op ons impose. As jy in Britain of Engeland gaan, is presies soos in Suid-Afrika. Die karre se stuurwiel sit aan die regterkant. Wanneer jy bestuur, ry aan die linkerkant, overtake aan die regterkant. So die ding wat hulle ons kom leer het is works. Word 'n ingenieur. Ek weet julle traditional doctors hierso. Maar kom ons leer julle om dokters te wees. Kom ons leer julle om nurse te wees. That's what the colonizers did. They taught us words. I mean works. Hulle het ons kom leer om goedes te kan bou. Om mooi huise te kan bou soos die met sement. En vandag, even though we hate them, hulle het ons geleer. Even though hulle ons sleg behandel het of wat gedoen het, ons geleer. Jesus Christus sê, die goede wat julle vir my sien doen, gaan jy ook doen. Nou dit wat ek nou gesê het in my getuienis, siekes gesond maak, duiwels uitdryf, vir berge sê skuif van hier af daarna toe, om met omstandighede te praat. Jy sien sekere goede in lewe, moet 'n mens nie voorbid nie, maar net praat met dit. As baie goede wat ons voorbid, en jy kry nie antwoord nie, want die instructie wat God jou gegee het is, dit wat jy gesien het, ek doen. Petrus het gesien, ek sê vir die vyeboom, van vandag af, sal jy nooit weer vrug dra nie. So daar sekere goede wat jy mee moet spreek. Is nie 'n gebedsak en 'n gerollery en 'n sak en as gaan, en ons vat jou en ons spin jou 3 keer. You have to speak. Jy sien daar sekere goede my moeder. Ons moet dit doen. Nie net apostels en evangeliste nie. U is bekragtig. U is bekragtig. As jy gewas is met die bloed, as jy gewas is met die bloed en jy is 'n kind van hom, kan jy vir jouself bid. Die kry ons mense van hom in gebed. Die kry op in die rou wat God se man geseën, moenie vergeet om vir my te bid nie. Die hele tyd is net hom in gebed. Hy sê elke Sondag vir dieselfde dinge sê by die kruis. But the Lord Jesus said, die goedes wat julle sien ek doen, sal julle ook doen. Ek het blinde oë oopgemaak. Ek het siekes gesond. Weet ek praat die ander dag met die Here. Ek praat die ander dag, ek worstel met die Here. Ek sê vir die Here, Here, ek het al gesien u doen miracles. Ek het al gesien. Ons het vir 'n dame gebid in ons kerk. Die vrou mens het HIV gehad. En sy was tot op haar bene. En ek kan ouderling bid vir hierdie dame. Die Here genees haar op die spot. Sy begin gewig aan te sit. Mama vat haar hospitaal toe. Die dokter toets haar vir die check-up. Die dokter sê, maar sy is fit. Hy sê, kom ons doen weer toetsen. Bloedtoetsen kom terug, HIV negatief. Die dokter sê vir die ma, ek gaan maar nog net vir 3 maande op die medication hou. Maar die meisiekind is gezond. Sy is vandag daar, sy is rond, sy is fit. Die Here te. Maar ek sê vir die Here, ek het al gesien hoe doen die miracles. Maar as iemand wat my pla, ek sien die blinde oog opgaan. Ek sou weet, wat ek verkeerd, wat doen ek? En die Here sê vir my, die probleem hoekom blinde oog nie opgaan nie, is wat jy bid vir blinde oog. Hy sê wat ek gedoen het, ek het hom oopgemaak. Ek het gesê, maak op die oog, ek het gesê, sien. Ek het gepraat met blinde oog, en het ook oopgegaan. Ek sê, oké. As 'n moeder by ons, sy raak nou, gedurende COVID, raak sy blind. Sy is blind, heeltemal. Gradually, sy, wat noem hulle? Katarak het sy gekry op haar oog. En sy is blind, completely blind. In die jaar 2020
22 gewoon sy crusade in Potch. En ek is hier, bid, wie die salwende so ewig in die plek. Ek is so confident, as ek nou hier bid, die oog gaan oopgaan, maar niks gebeur nie. En ek gaan praat en ek kry die antwoord van. Sekere goed dat jy moet praat met. Selfs as jy duiwel uitdryf. As iemand duiwel beseet is, kan jy sê, Here, ek bid nou laat die ding hier. 'n Duiwel sê, gaan uit. Jy jag hom uit. Hy sê sekere goed te jag jy uit. En dan kom, ek staan hy Sondag, ek sê vir die dierbares, ek gaan vir die moeder bid, totdat ek oop gaan. Ek het klaar my mind beplan. My gebed vir haar is 3 secondes. Gaan oop. Stap wat weg. En dan begin hy. Hand op die oor, gaan oop. As ek preek hy Sondag en ek het klaar gepreek en ek sê die my keer, dan gaan ek na toe. En sê ek is die my moeder. Ek sit my hand op die oor, gaan oop. En sy roep my die eendag, sy sê vir my, ek wil nie hard sê nie, maar ek kan sien. Ek kan nie completely sien. Maar as jy hier by my sien, ek kan jou sien. Ek kan myself toilet toe vat. Ek kan vir myself kook. Ek kan sien, ek kan nie heeltemal sien. En verlede jaar, toe gaan sy vir hy operasie. Het hy like katarakt. En die Here doen 'n werk daar. Dat sy vandag completely sien. So wat ek vir probeer sê is, daar is sekere kragte wat jy het as 'n kind van God. But you have to be fully colonized. Wat ek sê is, jy kan nie 1 voet in is en 1 voet uit is. Die Here sê jy nie kan gebruik nie. You have to be all in. Jy kan nie satanisme meng met die evangelie nie. Jy kan nie die occult meng met die evangelie nie. Jy kan nie toordery meng met die evangelie nie. Jy moet teen volle in is as jy wil gebruik word. If you want to be fully used by God, en jy sê, Here, colonize my, moet jy alles. Dan sê jy getuienisse kan hê. Toe ek klein word, het ons bid die moeders getuies gaan. Dan staan hulle op en sê hulle, ons het in moeder wie se bed gekom, en ons het haar opgetel, en sy daar opgestaan en sy het geloop. Bid die moeders het getuies gaan. Jong mense man, kom ek sê vir Paulus, Jesus sê vir hulle, groter dinge wat ek gedoen het, gaan julle doen. Jesus het nog nooit iemand genees met sy skade nie. Maar Paulus genees mense met sy skade. Because hy het gesê, groter. En iemand vandag hier so sê, groter. As ek kan jou so maak, maar wat God wil hê is, be fully colonized. Ja, kom ten volle in. Dat jy ook met jou kan praat. Baie van ons, jy het langklaas gehoor van God af. Die Here praat met jy ken nie die Here se stem nie. Die steek weg in die geraas in. Die kom nie, die kom geraas en jy maak wat. Die lees net Bybel wanneer jy moet preek. Jy hoor net die woord of die stem van God waarin dit dien. Maar baie van ons, jy het so ver afgedwaal. Jy hoor nie eens sy stem. En ek het niets vir jy. Sy stem is hy stil stem. Sy stem is nie geraas nie. Die profeet sê, I looked in the thunder. I thought it was the voice of God, but it wasn't. I listened to the waters. Hy sê, but the voice of God was still. So dan moet ek iemand stil word. Wat is stil word? Sit jou data af. Sit die TV af. Sit vir TD Jakes af. Sit vir Joyce Meyer af. Sit af en raak stil en sê, Here sê, Heilige Gees, praat saam met my. En die geraas in mense, ga jy nie die stem van God hoor nie. En hier is van ons, God sit met jou antwoord. Maar jy moet stil word. Jy is te veel in die geraas en die traditions. Jy is te bezig. En weet jy wat? Jy is bezig met niks. Jy is te bezig, maar jy is bezig met niks. And he wants to speak. Hy wil jou 'n vision gee vir jou gesin. Hy wil jou 'n vision gee vir jou toekoms. Hy wil vir jou sê, wat moet jy doen om uit die skuld uit te kom? Hy het 'n plan vir iemand wat in die skuld is vanavond. Is iemand wat in die skuld is? En hy het 'n plan vir jou. Hoe om uit die skuld uit te kom. Hy is in die geraas. You need to get to a point where you say, completely colonize me. En ek sluit af met die laaste punt. Independence.
Of wie vanaand sê, moet nooit independent raak van God. Nigeria was ook gekoloniseerd. In 1960, toen kreeg hulle independence. En toen die colonizers loop uit Nigeria uit, lyk Nigeria soos hy vandag. Daar het niks gekom van Nigeria. Daar was nie weer gebou nie. Daar was nie weer regte paaie gemaak nie. Hulle currency het so geval. Hy Niger het niks waarde nie. Because they said we want to be independent. En die probleem wat ons het in die kerk, te veel van ons wil independent wees. Jy wil jou eie ding doen. Jy wil jou eie ding gaan begin. Jy wil jou eie kerk stig. Jy wil nie gesê word nie. Jy voel die Here, ek gaan my eie plan maak. Maar mag my gebed vanaand is, mag jy nooit die punt bereik van independence. Because ek het nie misvee vanaand. Raai en sodra jy begin independent raak, en jy voel jy nodig jy om voor die aangesig van die Here te lewe. Dis die begin van jou val. Raai independent raak, ek hoef nie weer te vast. Ek hoef nie weer ek hoef nie weer te soek die aangesig van God nie. Ek nodig nie weer. As die mense vir ons gaan bid, dan sê net so uit ek bid by die huis. Ek hoef nie met mense te gaan bid nie. En jy kry jy independence van nie. Maar dit is die begin van jou val. Because God het gesê ek sal my kerk bou. Die Griekse woord vir kerk beteken a community of believers. Daarom sê Hebrews 10:25, moenie die gathering. Because wanneer jy val, is daar iemand wat jy kan optel. Wanneer jy vloek, is daar iemand wat sê, moet nie so praat, ons praat nie so nie. As you become independent, en jy sabi die huis alleen. En jy vind dit ek lus nou 'n kas. Soek 'n kwaai. En jy kan nie geoordeeld word nie, because jy have independence. Baie van ons is hierdie kerk. Jy lyk gesalf. Jy lyk powerful. Maar jy het lang al gedivorceerd. Jy het lang al gedivorceerd. Jy skal nie binnekant. I pray you tonight is, mag ons nooit die punt bereik van independence. Never! Mag ek nooit sê, Vader, ek ben nou tot hiertoe gedra. Ek sal het opvat van hier af. Nee, Here, van hier af sal ek het. Mag ons nooit. Ek sluit vandaan hiermee af. In 2023, as ek in 'n 100 dae vas, en toe ek hier by die 80's kom, kry ek 'n visie. Ek gaan nie die hele visie vir verdeel nie. Ek gaan net die gedeelte verdeel wat applicable is. Wat ek ideaal het gaan, die visie. Kom ek, die feit ek is in die hel en ek kom in 'n sekere kamer. Maar soos ek in die kamer kom, hoor ek 'n geweldige preker. 'n Geweldige preker. Word gepreek in die kamer. The word of God says, if you give the seed, he will, dan hoor jy gelag. Hey, come, God will uplift you. God will bless you. Ons gaan in die kamer. As ons in die kamer kom, as dit net predikers en pastore en klomministers. En hulle lê in kuste. En die demons werk skofte om hulle te boek. Steek. As hulle stil bly, dan sê preek weer. En lag die demons. Word hulle stil en word hulle gepoek. En ek vra vir die Here, ek sê, Here, wat maak al die klomp predikers? Hy sê, hulle was predikers. Hulle was nooit my kinders. Halleluja. Prys die Here. Wat ek vir vandaan probeer sê, die erns van die staan. For all you know it, ek staan nie voor julle en ek bedien. Maak as op pad hel toe. Wow, dat is so. Het jy 'n padbord gesien? 'n Padbord sê vir jou van hier af Kaap toe. As 1500 km. Maar hy homself gaan nie Kaap toe. Hy staan net daar. Al het van predikers vir die mense die pad na die hemel toe gewys. Maar ons nie op pad daar naartoe nie.
hulle is nie op pad daarna toe. Oh. Wat ek vir vanaand probeer sê is, Oh. baie van die kinders van God Jesus. is op pad hel toe. Amazing. Glory. Jy moet 'n besluit maak Oh, my Here. en sê ek gaan nie hel toe nie. En jy moet sê Here colonize my. Dat ek heilig lewe. Jy weet toe ek in die vision uitkom. Ek vra terwyl ek in die vision is, vra ek die Here nou, as ek nie hier wil opeindig nie, wat moet ek doen? Ek het gedog, jy gaan sê, preek meer, wen meer siele. Wat ek vra, as ek hier wil, wat moet ek maak? Hy sê, sien my heilig lewe. Ja, dat is zo. Als je heilig. As mense, hulle lei 5 miljoen siele na God toe. Alles op pad hel. Nog verloren. Op pad hel. Because jy moet een ding verstaan, die naam wat jy dit doen is nie jou naam nie. Ja. Sodra jy die naam Jesus gebruik, activeer hy naam krag. So die siele wat jy gewin het, is nie jy nie. Als je heilig is, Heer. Nou wat sê, toe kom die skrif in Hebreërs tot my. Hy sê, sonder heilig maak, gaan niemand God sien. En dan geef jy vanaand 'n baie uncomfortable boodskap, omdat ek lief is vir u. Ek sien 'n evangelis sê nie vir mense wat hulle wil hoor, maar hy sê vir hulle wat hulle moet hoor. Amen. Ek sê vir u dit, wat u moet hoor. Wat ek vir u probeer sê is, jy kan elke Sondag in die kerk wees. Jy kan nog nie, maar as jy nog steeds op pad hel toe, because you have to be fully colonized. You need to know him for yourself. Jy moet nie 'n verhouding met God hê deur die kerk, of 'n verhouding met God deur jou pastoor, but it's between the two of you. Ek is hier om vir u te sê, hier nie nou nie. Nie nou nie. Beloved, ek sluit vanaand hiermee af. As 'n kind van God, jy moet regtig waardeer vir jouself gee. En ek het hier gekom met die boodskap om u te sê, jy moet vir die Here sê, colonize my Lord, sodat ek soos u kan praat, dat ek my kan bekleed. 1 Petrus 5:5 sê, bekleed julle self met nederigheid. Kinders van God is nederig. Bible says God despises even a proud look. Proud look. Ek kyk met trots, Here despise dit. As dit baie werk om te doen, kinders van God. As dit baie werk om te doen. Maar daar's genade. Ek is hier om vir u te sê met 'n simpel boodskap. Kom ons kry ons reg. En kom ons loop elke dag. As nie die siele nie werke by jou. Glo my. As nie die siele nie, evangelis Smit, hoor my mooi vanaand. As nie die siele wat jou gaan invloed. Hoor my mooi vanaand. As nie die lastering sy van my af hoor, of elke evangelis, as nie die siele sonder heilig maak. Sonder heilig maak. Hoekom dink julle daar's 'n skrif wat sê wie eerste is? Wat beteken hy skrif? Wat beteken hy skrif? So wil ek vanaand uitnooi. Ek is klaar. As jy vanaand hier is en jy sê die woord het my geraak, I need to be colonized. Ek invite you. Ek gaan vanaand saam met jou bid. Ek wil hier uitnodiging laat jy trek. Jy ken jouself. Terwyl ek die boodskap gepreek het en die Heilige Gees my oor het. So as jy dieselfde hier uitstap, is op jou. Maar ek het my werk gedoen. Ek het die saak gebring en dit is van my hande af. So as jy vanaand hier is en jy sê colonize my Lord, kom vanaand. Kom. Moenie rond kyk en wonder wie die. If you are here and you say, I want to be fully colonized by God. Die genade is hier so. Die woord gepraat het met u. Kom my broer. Kom my suster. Kom ons sing 'n lied net so saggies. Rababo shenda rababe sikata.
Riko shaka tarabando robobo shikete. Rika shaka rababo ruko turubo shikete. Kembaraka lababo shikata rabo sike. Kirapa papa paraka laka shikato. Kembaraka shikata rabraka rababo sike. Kataraba shikata rabo turaka. Thank you, Holy Spirit.